Dat is so, Vader, dankie dat ons hier kon worship nou, Abba, en ons harte vir U kon uitpoor, Abba, en dankie dat ons nou kon net sing hoe heilig is U, Abba. Kadosh, Kadosh, Kadosh is U. U is heilig, U is afgesonder, en U roep ons om Kadosh te wees. U sê vir ons, wees heilig, want ek is heilig. En Vader, ek bid dat U ons sal deur grond vandag, Vader, soos Dawid sê, en dat U ons ook kom was met die waterbad van die woord, Vader Jahweh. En dankie Abba vir die woord wat U nou vir ons het. Mag ons soos Esegiel hierdie skrol eet vandag. Mag ons hierdie honger hê vir die brood wat Yeshua is, wat gebore is in die huis van brood. Mag ons in hierdie manger lê, hierdie krib lê en saam met hom en kom eet van hierdie brood. Want ons weet dis waarvoor die krib beteken is om te eet van hierdie brood. Abba, ons is honger vir U en dankie Vader vir nou. Seën asseblief vir die oomblik. Mag ons soos Samuel antwoord, hier's ek, U diensknegt luister, spreek Vader Jahweh. Ons vra dit alles in Yeshua se naam. Amen. Amen. Sê hallo, so ons is besig met nog steeds met Tabernakel reeks. Hierdie ek weet nie waar pas hierdie na die goue altaar wat ek oor vas begin praat en weet dit is deel van die gebed van Matteus 6 waar Vader ons leer en oor die Onse Vader en ek eer Abba vir die Onse Vader wat ons die 3 dele van die Onse Vader, het was 'n amazing journey wat Abba ons dit kom oopmaak het vir ons. En ja, so vandag wil ek praat oor 'n onderwerp wat mense nie meer baie doen vandag nie. Die wêreld sal eerder 'n beast word, die mense sal eerder hulle McDonald's is makliker om te gaan stop by en kos kry. Ek praat oor die meeste mense, maar of wat ek al verstaan, dis hoekom ek dink takeaway so maklik is deesdae want daar's nie meer daai van wat jy letterlik moet gaan jou kos gaan haal nie, jou manna moet gaan optel nie. En dit raak net al hoe makliker en so vat die vyand ons al hoe verder en verder weg van om ons af te sonder, om onsself daai een dag te weet te sê, nou vandag wil ek vas, want ek meen hoe moeilik is dit nie vir vas as jy heeltyd hierdie dinge op die snelweg kry van kyk hierdie burger, hierdie Steersburger of wat ook al, hierdie advertensies wat hulle het deesdae net van kos nie, dis net kos en dis hoekom die wêreld sit met hierdie obesity, want dit is die programmering wat hulle doen, is om ons te programmeer om te kan wil eet, en raak gewoond, en jy moet eet, en jy moet 3 keer 'n dag eet, en op die einde is daar ooit tyd vir vas. Mense reken dit is Ou Testamenties om te vas. Moet ons nog vas? Hoe vas ons? Wie in die woord het gevas? So ons gaan kyk daarna, ons gaan kyk na die persone wat gevas het in die woord en hoekom hulle gevas het. En was ons ooit vir die regte redes? Was ons net baie mense gebruik het vandag as 'n dieet? Hulle veral kyk 1 Januarie is dit die tyd waar die meeste mense vas. Is want ons wil 'n bietjie ontslaa raak van Desember maand se lekkernye en goeders. En ja, wat is die rede hoekom jy vas? Vir wat se rede? En hoe sien Vader, hoe moet jy vas? Moet ons vir onsself vas? Moet jy vir jou eie dinge vas? Of is daar iets dieper? En die woord kom leer ons. So ek eer Abba vir die skatte wat hy vir ons het en mag Abba net geëer word vir dat hy ons so lief het dat hy nog steeds deur sy ruach hierdie waarhede vir ons gee en ons kom leer. Maar my kind, dis 'n paar 1000 jaar nadat Yeshua op aarde was en nog meer 1000 jare voordat ek hierdie wette vir julle insettinge en verordeninge vir julle gegee het, maar kom kyk, dis Jesus profete. Ek het vir julle profete gegee om julle kom riglyne gee. Ek het Yeshua gestuur om vir julle te help. Ek het nou vir julle ruach gegee om julle te kom wys. En dis so amazing Abba, hy sal nooit vir ons net iets gee in die woord en dan sê maar figure dit self uit nie. Dis wat so amazing is van Vader. So ja, Onse Vader, na die Onse Vader kom die stukkie van hoe om te vas. En dit is my so weet dis belangrik. Dis belangrik want direk nadat Yeshua ons leer hoe om te bid, kom hy en sê praat oor die vas. En so om te verstaan, kom ons lees weer en vir die wat nie was vir die Onse Vader nie, gaan lees gerus gaan luister na die video's, die drie dele oor die Onse Vader. En hoe Vader ons kom leer het oor dit, maar terwyl ek net die stuk lees weer in Matteus 6 vers 9, net om bietjie te kan gaan hoe ondersoek of jy nog kan onthou oor dit. Oor wat vra mens eintlik as mens bid Onse Vader? Alright, so vers 9 sê, so moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word.
Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid. Amen. Dis so vinnige gedeelte, maar is 3 preke daaroor. So diep is dit. Ek eer Abba daarvoor. Vers 14 sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergeet, sal die hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader ook julle oortredinge ook nie vergewe nie. En dan begin hy vers 16. En wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinstes nie, want hulle mismaak hulle gesigte, sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. So hier kom Yeshua en hy kom gee die eerste stap vir wanneer ons vas, kom gee hy vir ons in die woord. Niemand moet daarvan weet nie. Dis belangrik. Niemand moet daarvan weet as jy vas nie, want dis presies soos wat hy sê van die Onse Vader, van as jy byvoorbeeld, voordat jy bid, gaan in jou secret, die Engels het mooi, jou geheime, die secret place, jou geheime plek in, gaan daarin, en daarso waar Abba Vader jou in die geheim sien bid, daarso sien hy in die geheim. En dit is so mooi, hierso kom sê oor die vas, as jy vas, Boeta en Sissa, gaan in die geheim in. En dan sê hy daarso, as jy in die geheim vas, gaan in jou in openbaar vergelde. So dit gaan oor die geheim. Maar hoeveel keer gebeur het nie, Boeta en Sissa, dat in die verlede, kan jy nie wag om iemand te vertel van, ek het nou hierdie vas gedoen, ek is nou hierdie bryf ou, ek is hierdie Here nou, ek kan nie vas, ek kan so lank vas. Vertel vir mense, maar ek vas vandag, jy kan nie wag nie, ek het dit self gedoen, ons almal kom kor die glorie. Maar as jy lang vas gedoen het, of as iemand nou vir jou 'n stukkie brood aanbied op kos daai dag, nee broer, ek vas. Dis goed, ons moet dit sê, maar in 'n mate, maar jy moenie dit sê op 'n nederige manier hiervan, maar jy vas nou nie. Jy maak nou, want baie keer maak ons onsself beter as jy iets geestelik as daai persoon self. Dis goed om dat mense weet van vas en dat jy nog steeds vas. Maar ek mag roeg ons lei. Dis baie keer kla ons byvoorbeeld van ek is honger. Of nou maar hierdie vas is so swaar, my kop is so seer. Hoeveel keer gebeur dit nie dat ons, as jy in jou gesin byvoorbeeld van, hierdie vas is so swaar. Ek kan nie wag om die vas klaar te kry nie, want ek is nou so honger, dan voel jy wil 'n bees gaan opeet. En Yeshua sê is maar, ons moet nie 'n gesig trek nie. Hy sê ons moet nie, dit moet in die geheim gebeur. En dit is belangrik, want as jy dit gaan openbaar gaan doen, dan gaan jy nie in openbaar vergeld word daarvoor nie. Jy moet dit wat jy in die geheim doen, word Vader openbaar dit nie, vergeld dit in die openbaar. Dis basies 'n manifestering wat dan gebeur in die openbaar, en die buitekant. Alright. So hier volg dit hoe ons dit moet doen. Vers 17 praat verder, maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig. Hierdie was 'n stuk wat ek nooit in my lewe geken het nie. Ek het altyd net begin vas. Jy gaan, vas. Gee jou lysie vir Abba, vas. Maar hier staan, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig. Sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie. Maar jou Vader wat in die verborgeninge is, en jou Vader wat in die verborgeninge sien, sal jou in die openbaar vergelde. Hierso verduidelik dit. Nie van ek vas nie, en maak dit hierdie groot storie nie. Hierso kom Yeshua en haal weer die gedeelte aan van onse Vader, in die verborgeninge sien, daai geheime plek. Daar sien Vader. So dit moet so ook wees met ons vas. Gaan in daai geheime plek in as jy vas. Dis 'n oomblik wat jy doen, wat jy vir Vader Jahweh, dis iets tussen jou en hom, en dit het baie krag. Maar een ding wat daar uitstaan is, Yeshua sê, gaan was eers jou gesig. Nou fisies dink ons, en ek is 'n prentjie mens, jy gaan staan voor 'n wasbak en jy was jou gesig. Dan gaan was jy. Maar hoekom sou Yeshua sê ons moet gaan was? Nou die Grieks vir daai was is
prosopon. En dit beteken die voorkant van 'n mens se kop. Okay, so jy moet jou voorkop was. Jou aangesig, maar ook die gesig wat jy uitbeeld, wat jou innerlike gedagtes en gevoelens uitdruk. Dis nie net 'n gesig was nie. Dis nie net 'n reiniging buitekant nie. Dis jou innerlike gedagtes en gevoelens. Wat Joshua sê, voordat jy vas, begin dit doen. Jou status en jou rykdom wat daai gesig voor staan. Wat sê Joshua hier? Dat jy moet daai gesig van jou gaan was. Van al jou hoogmoed, status, emosies, gevoelens. Want as 'n gesig vandag word gekoppel aan 'n mens. Is dit nie so nie? Wat as jy aan 'n persoon dink, wat sien jy heel eerste? Sy voete? Of sien jy sy gesig? As jy nou vanaand lê en ek dink aan Jovan, dan dink ek aan sy mooi gesiggie. Grap. Maar dit is net, jy dink aan die ou se gesig, jy sien nie persoon. Jy sien nie sy voete of sy hande nie, jy sien nie persoon se gesig. So jou gesig is belangrik, dis ook op Facebook en al die dinge, dit is jou gesig. En dit word gekoppel aan jou status, aan wie jy is en wat jy is. Dit is jou gesig hier buitekant. En Joshua sê, was daai gesig? Maak hom skoon. Was jou status af, was jou emosies af, was jou hoogmoed af, was af wie jy dink jy is. En word nederig voor Jahweh. Daai wie jy en wat jy dink jy is, daai wie jy dink jy is. Wat net 'n ou klein korreltjie op die aarde is. Wat dink jy is 'n muurshoop? Gemaak daai skoon. Soek sy aangesig met 'n skoon en nederige aangesig. Face to face, alpanin, alpanin. Eksodus 33 vers 11 sê, dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Kom in daai geheime plek en as jy vas, was daai gesig van al jou hoogmoed, word nederig, soos Dawid wat, ek gaan nou oor praat, wat in saklof gaan lê het. Soos 'n Mordegai wat gaan buite in die stad gaan lê, saklof aangetrek het, voor die stadsmure gaan lê en as op hulle gooi. Word daai nederige niks, ek is niks in die wêreld ingekom, niks sal ek uitgaan. Daai nederigheid, word jou Vader Jahweh word nederig voor hom. Was daai gesig. Met ander woorde beteken nie dat ons ook, want dit is die natuurlike gesiggie, maar ook dat ons sondes moet voor Vader Jahweh moet wegwas nie. Daai gesig, daai gesig, daai alpanin is om voor Vader Jahweh in hierdie heilig voor hom te wees, om te was met die waterbad van die woord, Efesiërs 5 vers 25. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het. Ekskuus, ek moes dit herhaal. Om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Wat kan ons leer? Voordat jy begin vas, Boeta en Sissa, moet jy eers was. Was jy met die waterbad van die woord. Gaan en gaan, maak reg met Abba Vader Jahweh. Gaan en gaan, bely daai sonde, gaan daai ding, daai juk wat nog in jou lewe is, gaan buig voor Vader Jahweh, gebruik nagmaal. Kom skoon voor Vader Jahweh, word nederig voor Vader Jahweh, en dan tree jy in jou vas in. Dis nie net so van, vandag vas ek nie. En dit is hoekom ons dit dinge tydkeer te haastig doen. En is baie keer beter om die Bybelse dinge op Bybelmaniere te doen, want dis hoe Vader wil hê ons moet dit doen. Was met die waterbad van die woord, sodat die heilig sonder gebrek en vlek voor Jahweh kan staan, met 'n nederige hart, wat geen hoogmoed in het nie. Baie keer in die woord, wanneer iemand gevas het, soos ek sê, het die saklof aangetrek, en het met as gegooi. Of net op die grond gelê. En 'n storie wat ons kan lees is oor Dawid. Dawid, 'n man na God se hart, maar ook 'n mens wat sonde gehad het soos ons. Maar hy was nog steeds 'n man na God se hart. Hoekom? Want hy het besef hy's 'n mens. Hy het geweet hy's 'n mens.
Hy het geweet hy het sondes. Hy het geweet hy kom kort die glorie van Jahwe, en dat ons almal sondig is. Hy het geweet. Hy het geweet hy is swak. Maar hy het hierdie repentable hart gehad, hierdie belydelike hart gehad. So hy het iets gedoen wat 'n groot sonde was. Hy het iemand doodgemaak. Omdat hy vir 'n vrou gekyk het en die vyand het hom verder gevat. En hy het die loon gehad. Kom ons lees die storie oor 2 Samuel 12 vers 16. Ek gaan van vers 9 af lees. Waarom het jy die woord van die Here verag? Deur te doen wat verkeerd is in sy oë, Uria, die Hetitiet het jy met die swaard verslaan. Uria was die man gewees van Batseba. Die Hetitiet het jy met die swaard verslaan en sy vrou het vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het. En nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie afwyk nie. En was dit so gewees? Ja. Sy kinders was not good. Omrede dat jy my verag het en die vrou van Uria, die Hetitiet geneem het as jou my vrou te wees. So sê die Here, kyk, ek sal uit jou huis onheil oor jou verwek, en jou vroue voor jou oë neem en aan jou naaste gee, sodat hy by jou vroue sal slaap voor die oog van hierdie son. Want jy het dit in die geheim gedoen, maar ek sal hierdie dinge doen voor die hele Israel in die volle Sondag. Hier bring Abba nou weer eens, dis nie net gebed nie, dinge wat jy geheim het, dinge wat jy bid in die geheim, bring hy uit in die buite. Dinge wat jy doen in die geheim, bring hy uit in die buite, en dis wat hy vir Dawid gedoen het. En Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir Dawid, so het die Here dan ook u sonde vergewe, let wel. So het die Here ook u sonde vergewe. So Dawid bely hierso. Hy sê hy erken sy sonde verval. Hy sê also ek het gesondig teen die Here. Hy is nie skaam om dit te sê nie. Okay, so Nathan sê sonde is vergewe. Nie sal nie sterwe nie. Maar omdat u die vyande van die Here deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is ook sekerlik sterwe. Toe gaan Nathan na sy huis en die Here het die kind wat die vrou van Uria vir Dawid gebaar het getref, sodat hy ernstig siek geword het. En Dawid het die aangesig van God gesoek vir die kind. En Dawid het 'n tyd lank gevas en na binne gegaan en die hele nag deur op die grond gelê. Daarom kom die oudstes van sy huis na hom en wou hom van die grond laat opstaan, maar hy wou nie. En ook het hy geen brood saam met hulle geëet nie. En op die 7de dag het die kind gesterwe, en die dienaars van Dawid was bevrees om hom te vertel dat die kind dood was, want hulle het gesê, kyk, toe die kind nog in die lewe was, het ons met hom gespreek, maar hy het nie na ons geluister nie. Hoe kan ons dan vir hom sê, die kind is dood? Hy het die verkeerde ding gedoen. Maar toe Dawid sien dat die dienaars onder mekaar fluister, het Dawid gemerk dat die kind dood was. En Dawid het aan sy dienaars gesê, is die kind dood? En hulle antwoord, hy is dood. Toe Dawid van die volgende gedeelte, onthou dit. Toe Dawid van die grond opgestaan en hom gewas en gesalf en ander klere aangetrek en die huis van die Here gegaan en aanbid. Daarom het hy van sy huis gekom en gevra dat hulle brood aan hom moet voorsit en hy het geëet. Toe vra sy dienaars hom, wat is dit vir 'n ding wat u gedoen het? Terwille van die lewende kind het u gewas en geween, maar net toe die kind dood is, het u opgestaan en brood geëet. En toe sê hy, toe die kind nog in die lewe was, het ek gevas en geween, want ek het gedink, wie weet dat die Here my genadig wees, sodat die kind in my lewe bly. Maar nou is hy dood, waarom sou ek dan vas? Sal ek hom kan terugbring? Ek gaan hom, maar hy sal na my nie terugkeer nie. 'n Lang stukkie. Maar hierdie stukkie kan ons baie leer oor vas. Dawid het gesondig. Hy het geweet sy kind gaan sterf as gevolg van sonde. Hy het dit geweet. Die vraag is, het hy net aangegaan en aanvaar dat sy seun gaan sterwe, want vader het gesê sy seun gaan sterwe, of het hy alles in sy vermoë gedoen en gesmeek vir genade vir sy kind? Het hy nie dalk soos Esau, voor Jakob wat voor Esau moes gaan sien het, wat vrees gehad het, vir vader gesê, maar vader, seën my, ek gaan nie voordat u my seën nie.
Dawid het gepleit voor Vader Jahwe vir daai kind se lewe. Hy het daai geloof gehad dat Jahwe, as dit sy wil was, sy seun kon spaar. Aanvaar ons nie ook net baie dinge te gou in ons lewe nie. Hoeveel keer aanvaar ons die dinge nie wat, want dit is mos die norm, dit is mos maar hoe dit gebeur. As jy kanker het, gaan jy maar dalk sterwe as jy gelukkig is. As jy 'n slegte hart het, gaan jy dalk doodgaan. As jy gaan COVID het, kan jy dalk doodgaan. Hoeveel keer aanvaar ons nie die dinge in ons lewe nie, en vergeet hom soos 'n Dawid, want hy kon sê, wel my kind gaan sterwe, ek's gered, ek gaan rou, maar kom ons gaan aan. Maar hy het gaan lê voor Vader Jahwe, en hy het gesmeek voor hom. Aanvaar ons nie dalk te gou 'n profesie van iemand in ons lewe nie. Dalk woord van iemand af, sonder om Jahwe te nader vir sy wil. Nathan het die slegte nuus gegee dat sy seun gaan sterwe, maar Dawid het Vader genader. Dis ook hoe hy man na God se hart is. Hy as koning het op die grond gaan lê. Kan julle sien daai gesig was, daai van my hoogmoed wie ek is, het hy weggevat en hy het in niks op die grond gaan lê. Hy het sy gesig gaan was. Hy het gevas en geween vir 7 dae lank. So dis die eerste beskrywing van hoekom mens moet vas. Die vas vir genade oor ons sonde. Wanneer ons vas dat Jahwe ons sal genadig wees en ons sonde vergewe en die loon wegvat. Want die sonde was daar so gewees, die loon was, die kind het gesterwe. Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is dood. Boetie en sisse, as jy groot sonde gepleeg het, vra jy net vergifnis deur die bloed van Yeshua en beweeg jy aan? Of berou jy dit soos 'n Dawid? Daai sonde wat roog so hard op jou hart lê, wat jy weet nie wat om te doen nie, want sodra jy roog gevul is met roog, dan begin jy begin ongemaklik voel. Die kleinste geringste sonnetjie pla jou so, jy weet nie, jy voel soos 'n niks nie. Dis wanneer jy weet dat jy op die regte pad is as jy begin sleg voel. Maar as jy nie oor die sonnetjie sleg voel nie, moet jy begin worry. Dat jy skuldig en sleg voel vir Jahwe. Nou hier is die antwoord. Jy was jou met die bloed. Jy was jou met die waterbad van die woord en vas vir genade, dat daar nie 'n loon sal wees nie, as dit Jahwe se wil is. In Dawid se storie het Vader die seun se lewe nie gespaar nie. Die loon van sy sonde was sy seun se dood gewees. Maar hy het gebid en gesmeek, hy het geween en gevas. Aan die einde het hy opgestaan en verstaan, Vader se wil het geskied. Hy het aanbeweeg. Hy het geëet, hy het gewas. Hy het nuwe klere aangetrek, hy het gesalf. Hy het verstaan die loon is betaal. Maar onthou een ding. Hy was vergewe gewees. Die woord sê, Nathan sê, jou sonde is vergewe. Maar daar was nog steeds 'n loon. En dis wat die wêreld ons verduidelik hier buitekant, dat ons leer hier buitekant, vra net vir vergifnis, word gewas deur die bloed van Yeshua en beweeg aan. Maar ons vergeet, the fear of the Lord, daar is 'n loon vir sonde. Dawid se loon was sy seun se dood. En as ons gaan besef daar is 'n loon, dan kan ons begin vas vir vergifnis. Maar deesdae is die loon weg. Daar's nie meer 'n loon nie, dis net grace. En dan tref hy daai persoon op die einde van die dag. Hy verloor sy gesin dalk as gevolg van sy alkoholisme of sy rondslaapery, want hy besef nie daar is 'n loon nie. Dis die probleem. Daar's 'n loon, daar's 'n pak sla. Maar die pak sla was oor gewees. Hy het nie aangehou memoreer daaroor nie. Hy het nie aangehou om te huil daaroor nie. Hy het besef, my loon
is betaal. Ek is vergewe, ek het my loon gehad, nou staan ek op. Ek trek my nuwe klere aan, en ek salf myself. Dat Vader om my te salf. En eet. Dis die ding. Want die vyand gaan jou bly, as jy nie besef, daai loon is verby nie. As daai loon nie betaal is, gaan die vyand jou bly herinner aan daai sonde. Hy gaan hom bly herinner, jy gaan bly teruggaan na daai sonde toe. Hy gaan jou herinner van kinderdae af tot die dag wat jy oud is, gaan jy jou bly herinner aan daai sondetjie. Maar die dag as jy gaan besef, daar is 'n loon. En deur die bloed van Yeshua en Vader se wil word daai loon weggevat. Wat jy bely het en berou het. Miskien oor gevas het. Dan kom vryheid. Dan staan jy op, dan eet jy salf en jy trek vir 'n nuwe klere aan en jy gaan. Dis klaar. Dis nie maar, dit's klaar. Jesaja 43 vers 25 sê: Ek is dit, 25, sorry. Jesaja 43 vers 25. Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om my ontwil, en aan jou sondes dink ek nie. Nikmar, dis klaar, staan op. Boeta en Sissa, staan op uit jou verlede uit. Ek glo regtig waar, na 25 jaar moes jy al die loon klaar betaal het. Kom uit daai uit. Die loon is klaar betaal, trek aan jou klere en gaan. En as Ruach jou vandag lei en vir jou wys, daar is nog 'n onbekeerde sonde wat jy nie reggemaak het voor Vader Jahwe nie, wat jy nie jouself gehumble het nie, op die grond gelê het soos 'n Dawid nie, doen dit. Vas daaroor. Bid vir Vader vir genade. Klaar is, staan op en beweeg aan. Was jou mikwa. Klim in die doopbad en was jouself. Dat die ou mens sterwe en trek nuwe klere aan en begin aan 'n lewe, want die vyand gaan jou daar hou. Los die ou dinge agter, salf jou en verklaar dat jy in Yeshua 'n koningskind is en begin weer lewe. 2 Korintiërs 5 vers 7 sê: Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Vergeet van jou verlede wat klaar is. Strek jou uit na die hede. Baie belangrik. Want hy hou mense vandag nog in hulle verlede heeltyd. Want ons besef nie die loon nie. Filippense 3 vers 14. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is. En jaag nie die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Dawid se loon was siekte vir sy kind. Met ander woorde, kan ons sê een van die lone van sonde is siekte? Dood? Dit was die loon gewees. Sukkel jy dalk met siekte vandag? Word jou kinders siek? Is jou vrou heeltyd siek? Vra vir Vader, so Ruach om jou te wys. Daar is dalk nog iewerste 'n onbeleide sonde. In jou verlede of hede kan siekte veroorsaak. Jakobus 5 vers 13 sê: Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is daar iemand omgeruim? Laat hom psalm sing. Dis so mooi. Begin net sing. Het julle al agtergekom as julle 'n slegte dag het? 'n bad dag waar jy voel die hele wêreld so weet? Doen jouself 'n guns en sit net worship musiek aan op jou radio in jou kar en sit hom kliphard en begin dans vir Vader Jahwe. Want dis wat gebeur het. Toe Saul hierdie gees in hom gehad het Dawid hom begin harp sing en hy sê daarso die gees het my verlaat. Hierdie bose gees het my verlaat. So laat hom psalm sing as hy omgeruimd is. As jy swaar kry, laat hom bid. Vers 14, is daar iemand siek onder julle? Laat hom ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Doen ons dit? Hoe gou lê ons dit hande op, bid vir jou, sterkte, goodbye.
Maar op baie keer, hy sê so, hier word geskrywe, ons moet daai persoon wat jy voorbid in die naam van die Here salf. En die gebed van die geloof, dis die ander ding, dis nommer 2, die gebed van die geloof sal die krankelige red. Jy moet glo daaroor. Jy moet glo dat jy gered geword. As jy soos daai man van die bad van Betseba, van Bethesda, wat langs daai bad gelê het, hy het al so lank daar gelê, dat hy nie op 'n jaar na jaar. Ek meen, as ek daai persoon was, sou ek op die randjie gaan lê. Maar as daai engel kom om die water te roer, net om in te val. Maar baie keer hou ons daarvan om te lê, ons hou daarvan om daar te lê, want jy kry aandag, ag sies tog, ag shame, daai arme persoon, kyk hoe swaar kry, kyk hoe siek is hy heeltyd. Maar miskien moet jy dalk nader begin beweeg, aan die water, miskien moet jy dalk begin glo, daar is genesing vir jou siekte. Salf jouself, vra vir Abba om jou te salf jou as 'n koningskind, as 'n geneesde van Vader Jahweh, deur die bloed van Yeshua, te vra vir genesing, en dan begin glo dat jy genesig gaan word, want as jy heeltyd gaan aantrek, as jy heeltyd hierdie siek mens gaan wil wees, want jy kry aandag, dan gaan jy dalk nie genees word nie. Jy moet glo, jy gaan genees word. Geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Sonde bring siekte. Bely mekaar se misdade en bid vir mekaar sodat hulle gesond kan word. Hier is die antwoord. Die vurige gebed van regverdigheid groot krag. Die antwoord is bid, bely, salf. Bring daai sonde in die lig wat jy vashou, Boeta en Sissa. Want dit kan jou siek maak. Om terug te kom na die stuk wat jy so leer oor die vas, Matteus 6 vers 17. Maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig. Nou dat ons die stuk ken van gesig was, kom die vraag, salf jy jou hoof, Boeta en Sissa, voordat jy vas? Dis een van die wapens teen die vyand. En dis hoekom ek vir baie jare lank dit nie gedoen het as ek vas nie. My hoof te salf. Elke keer in my lewe as ek begin vas het, het ek net begin om niks te eet die volgende dag. En so ek kom leer ons hierso. Was jou gesig en salf jou hoof voor jy vas. Word nederig voor Jahweh en salf. Hoekom dink julle is die salwing van die hoof nodig met die vas? Nou vas het groot krag in die geestelike riem. Wanneer jy vas, Yeshua kom praat van wanneer jy vas. As jy praat met iemand van wanneer, is dit klaar deel van jou lewe. Hy sê wanneer jy vas, nie vir wanneer jy eendag, as daar eendag gevas kom op jou lewe nie, of as jy eendag hoor daarvan nie, hy sê wanneer jy vas, dit is deel van jou lewe. Daai tyd het hulle, en dan gevolg ek praat daarvan, het hulle tot 2 keer, in die Bybelse tyd, tot 2 keer 'n week gevas. Dis waar die geskil gekom het van Romeine 14. Hoeveel keer vas ons? Nee, is moeilik, want al hierdie McDonald prentjies op die pad. 3 etes 'n dag moet jy eet. Nee, vas moet deel wees van jou lewe. Dit staan nie as jy kies om te vas nie, maar wanneer. Die Engels sê when you fast. Daar gebeur baie dinge in die geestelike riem as ons vas. Maar eerstens moet die vlees doodgaan, so die gees kan krag hê. Want is heeltyd 'n geveg tussen die vlees en die gees. Daar's heeltyd. Want jou vlees gaan hande 4 voet skop as jy moet begin vas. Baie keer as jy vas, die dinge wat jou die meeste van tyd begin pla, is die probleme in jou lewe. Want dan kom dit uit. Dan kom daai goeders uit wat jou pla. Want dis wanneer die vlees doodgaan. Baie keer wen ons emosies, gedagtes en behoeftes ons gees. Maar wanneer jy vas, dan wen die gees. Want dan is daar nie meer liggaamlike behoeftes wat jou
liggaam na laat smag nie. Die gees staan uit. Het jy al gekry as 'n mens die dag vas, dan word die liggaam baie aangeval? Het gebeur. Dinge word rof daai dag. Ek weet, daai tyd toe ons transport gehad het, ek sal nooit vergeet nie. Ek het eendag wat ek gevas het, maar daai tyd het begin om hierdie pad te stap. Ek hoor van vas en ek vas. Eerste keer dat ek gevas het, toe kry 'n lorry ongeluk. Die tweede keer wat ek vas, toe val 'n dak op 'n lorry wat ek oorgesprei het. Toe haal ek ewe skielik val 'n hele dak op 'n lorry. Toe dink ek, ja, hierdie vas stories is rof. Maar dit is so, en dit hou nie op nie. Vandag se tyd ook, dit gebeur. Dis hoekom daar word gesê, salf jou hoof. Daar's 'n deklarasie wat jy in die geestelike moet verklaar van, hoor hierso Satan, ek is 'n child of God. Ek's 'n koningskind en ek gaan salf vandag. Ons wil te gou vas. Ag, begin vas. En die probleem is, jy maak jouself oop vir 'n oorlog as jy vas. Die vyand kom vir jou as jy vas, want hy hou nie daarvan nie, want dit is 'n wapen teen hom. Maar daar is sekere dinge wat jy moet doen, bekeer, sodat jy jou sonde skoon gewas kan word, sodat die accuser jou nie kan accuse in die heavenly court voor die judge wat sy naam Yeshua is nie. Dit help nie begin vas en jy het hierdie baggage en hierdie sondes en hierdie onbekeerde sondes voor jou nie. Maak dit eers reg. En dan vas, salf jou hoof. Declare dinge in die geestelike en die natuurlike wat droog op jou hart lê, en dan vas jy. Soos wie die vyand ekstra oorlog maak teen jou in daai tydperk. Want die liggaam is dan swak. Dis wat hy met Joshua gedoen het toe hy gaan in die woestyn. Hy het gekom. Joshua is honger. En wat doen hy? Maak brood. Hy sê, u kan brood maak, sê nie. En dis die ding. Verklaar dat jy 'n koningskind is. Verklaar dat jy beskerm word deur die bloed van Yeshua. Vader se salwing bid oor jou huis, jou finansies, jou gesondheid, jou dag van vas. Salf jou hoof. Broer en suster. Dis belangrik. En wanneer jy klaar gevas het, salf weer, soos Dawid gesalf het. Salf weer. Maar dan verklaar jy, I'm clean. Ek skoon gewas. Vyand, jy nou nie meer hou vas op my nie. Daai sonde is klaar. Die loon is klaar. Trek 'n nuwe kleed aan. Gaan. Vertrou Vader Jahwe se wil. Vas is 'n groot sleutel vir ons gelowiges. En dis hoekom die vyand dit amper wegvat in vandag se leefstyl. Hoe baie hoor ons nog van mense wat vas? Uit 2. Hulle reken, daar's vandag 2.38 biljoen Christene in die wêreld. 2.38, sê 2.4 biljoen Christene in die wêreld. En net 21% van hulle vas nog. Waarvan baie die Romeinse Katolieke is. Met Lent en Ash Wednesday en daai goeters hulle instel. Dis nie self vas nie, dit is instellings. 21% van soveel biljoene mense wat nog vas. Kan julle sien hoe swak die vyand ons Christene maak? Hy vat ons wapens weg, die shofar, die salwingsolie, kom dinge. Ek kan heeldag aangaan oor wapens wat hy wegvat. Die nagmaal, die doop. Hy het byvoorbeeld die een fees van Jahwe weggevat. Die dag van versoening, wat 'n groot dag van vas is. Hulle noem dit the day of the great fast, dag van versoening. Hy leer ons dat dit is Joodse feeste. En nou vas, die wêreld nie meer saam nie. Ons Christene self doen nie saam nie. Ek lees vanoggend Handelinge 20 waar daar staan dat Paulus het fees van ongesuurde brode gedoen. Paulus het gejaag om Pinkster te doen. Hy het gedoen. Nadat jy so gekruisig is, nadat jy so opgevaar het, kom doen Paulus dit nog steeds. Die feeste van Vader Jahwe. Maar ons hoef dit nie meer te doen nie. Moenie worry oor dag van versoening nie, want dit is 'n groot vas, dit is 'n teken, dit is 'n Sabbat, dit is 'n ewige teken. Kom ons haal dit ook uit. Die vyand lieg vir ons. Ons is swak.
En die vyand breek daai eenheid. As jy gaan kyk na die moslems, 98% van hulle vas saam vir 'n maand lank vir Ramadan. Hulle kan dit doen. 98%, ons kan nie, eers 21% van ons Christene kan randomly vas nie. Never mind, een vasdag byvoorbeeld, dag van versoening. Kan ons mee doen nie? Want nee, is Joods, en nee, maar dit, jy glo valse leuns, jy vat die weg van die heiden, en jy laat die hoer Jezebel jou leer, wat die woord sê. Dis wat aan die gang is, want ons het wolf en skaapklere wat het verkondig openlik vir die mense. En vra ons, hoekom gaan dit sleg met ons Christene? Hoekom word ons vervolg reg oor die wêreld? En dit kom nog meer. Ons vas net deesdae as dit sleg gaan en ons iets soek. As ons iets soek, ek sien nie is verkeerd nie. Maar wat van saam vas? En ek gaan praat daaroor oor Ester, oor Esra, oor Nehemia, wat saam gevas het. Leer jou kinders om te vas. Hoeveel huise, die pa en ma vas, want ag tog, sies tog, die arme kind, hoe gaan hy nou sy broodjies by die skool nie kan eet vandag nie? Dis ons fout. Het al ooit net gevas, Boeta en Sissa, net om dankie te sê? Vader, ek vas vandag om vir u dankie te sê. Maar ons vas net, want ek kort hierdie Abba. Dis nou 'n moeilike tyd, die siekte, daar's dit, daar's finansiële probleme, nou moet ek vas ewe skielik. Ek nooi jou uit, Boeta en Sissa, om eendag hierdie jaar te vas, of soveel roog jou leer, net om vir Abba dankie te sê. Hulle het gevas in die woord, om toenadering te kry by Vader Jahweh. Hulle het gevas vir sondebelydenis, ons net gelees vir Dawid. Hulle het gevas vir riglyne en kennis in die woord. Hulle het gevas vir voorbereiding van 'n bediening. Hulle het gevas vir Jahweh se teenwoordigheid. Hulle het gevas vir bevryding. Dis hoe die mense gevas het daardie in die woord. Daar's so niks vir rykdom, deurbraak en gesondheid nie. Hulle het gevas vir die bediening, die volk. Sal jy 21 dae soos Daniël vas vir 'n volk? Soos Esra, Ester, wat sy weet sy kan haar lewe verloor vir 'n volk? Maar nee, is net vir myself. Ek sien ons mag nie daarvoor vas nie. Maar miskien ons dalk die groter roeping eerste plaas en onsself en ons probleme laaste. Miskien dalk soos 'n Ester. Vader se wil is, gaan ons 'n bietjie kyk na Ester hulle volgende week. Hoe hulle gevas het en hoekom hulle gevas het. Maar ek eindig met hierdie vers vandag van hoe ons moet vas. En hierdie is hard. Dit is baie hard. Jesaja 58 vers 3. Waarom vas ons? En jy sien dit nie. Hoeveel keer het dit baie keer met jou gebeur in die Boeta, soos jy vas, jy verloor sommer 20 kg. Soos jy vas. Maar daar gebeur niks nie. Daar gebeur niks nie. Jesaja verstaan dit. Waarom vas ons en u sien dit nie? Waarom kwel ons siel en u weet dit nie? Kyk, op die dag van as jy vas, soek jy geleentheid om sake te doen. En jaag jy julle arbeiders aan. Jou eie dinge, jou eie behoeftes. Dis waarvan Jesaja praat hierso. Vers 4. Kyk, om te twis en te kuif vas julle, en om te slaan met misdadige vuis. Julle vas nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie. Hier wys hy die geskil uit oor vas, oor wat se dag. Want mense het vuis geslaan daai tyd oor die vas.
Hulle het vuis geslaan, daar's groot gesprekke gewees oor Romeine 14, waar hulle van, watse dag moet ons vas? Hierdie dag of daai dag, daar's groot geskille gewees daai tyd van want hulle 2 keer 'n week gekou. Ek gaan maandag en woensdag en jy gaan donderdag en vrydag vas. Watse dag moet ons vas? Mense het vuis geslaan oor, want dit was vir hulle 'n tradisie gewees. Dit was hoekom hulle gevas het. Hulle het beklei daaroor, van jy vas reg en jy doen nie. Dis soos die klomp goeters wat ons vandag oor stry. Hoe lank hulle moet vas? Hoe hulle moet vas? Maar hier spreek Jahwe en hy antwoord hulle in vers 5. Is dit die vas wat ek verkies, die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig soos 'n biesie en sak en as uitspruit om sy bed te wees? Noem jy dit 'n vas en 'n dag wat die Here welgevallig is? Vra hy. Hy vra daarso. En dan kom antwoord hy. Is dit nie die vas wat ek verkies nie, dat julle losmaak die bande van goddeloosheid? Nommer 1. Dis hoe ons moet vas. Want Vader sê, deur Jesaja, hy praat van, hy sê, maar julle doen al hierdie goeders en julle beklei oor mekaar en julle doen dit vir julleself vir die vas en julle gesondheid en al die goeders. Ek kan erbij add en sê, al hierdie probleme wat jy het in jou finansies en al die goeders en die stryery en al die goeders, dan vra hy vir julle, vas julle nie, moet julle nie vas om los te kom van hierdie bande van goddeloosheid nie? Dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukken breek. Nommer 2, kom vry van wêreldse jukke en wat julle onnodig op julle plaas. Dis die tweede vas. So die eerste vas is, kom sondevry, repent, kom sondevry, was jou hoof. Nommer 2, haal die jukke af. Moenie kom met 'n juk en vas nie, haal af die juk. Help ander mense vir jukke. Vers 7. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het, die ellendige swerweling in die huis inbring nie, as jy iemand siek wat naak is, dat jy hom klee en jou eie vlees nie verberg nie? Hier draai hy heeltemal anderste. Jesaja kom vra hierso, maar jy vas vir jouself hierso. Maar is dit nie dat eerder 'n vas moet wees? Is dit nie belangriker, sien jy dit nie as vas, as jy die wat naak is help nie, met ander woorde, wat's naak, as jy mens met sonde sit, as jy die geestelike prentjie van dit verstaan, die mens gaan voorhelp wat sondig is, die armes brood gee, die mense gaan sorg nie, is dit nie eerder hoe 'n vas moet wees nie? Dan sal jy jou lig deurbreek soos die dagraad en jou genesing skielik uitspruit. As jy hierdie hele stuk lees, kom dit daarop neer. Hou op om vir jouself te vas, heel eerste. Jesaja verduidelik hierdie, as jy vir die mense help, as jy jou medemens help, as jy jou medemens help om sy juk weg te vat, as jy vir jou medemens sorg, as jy vir jou medemens siektes voorbid, dan is dit 'n vas. Dis hoe Vader vas sien. Nie van jy wat jouself onthou om brood te eet nie, maar jy wat jou medemens help, is vir hom belangriker as 'n vas, as jy hierdie stuk gaan lees. Hy sê hierso, dan sal jou lig deurbreek soos die dagraad en jou genesing skielik uitspruit. En jou geregtigheid sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees. Dit help nie jy vas Boeta en Sissa, maar jy kyk nie vir jou medemens nie. Dit help nie jy soek eers te jouself en jou eie belange en jou eie dinge nie, wat jy swaar kry, wat jy siek is voor nie, en jy help nie jou medemens nie. Yeshua is uitdruklik in Matteus 22 dink ek staan het, van waar hy sê ook daarso, waar hy die bok en die skaap gaan skei. Waar hy sê van, want ek was naak gewees, ek was honger gewees, jy het nie van my kos gegee nie, jy het nie van my klere gegee nie. Dis vir hom baie belangrik, dat ons eers die humble servant is, die medemens gaan help, en dan jouself. Hy sê, dan sal jy roep, en die Here sal antwoord, jy sal skree om hulp, en ek sal sê, hier is ek. As jy jou verwyder,
as jy jou verwyder, die verdrukking, die uitsteek van 'n vinger en die leenagtige woord, en jou siel laat uitgaan na die hongere, en die neerbo siel versadig, dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag. Ek en die Here sal jou gedurig deurlei en jou siel versadig in dorplekke en jou gebeente sterk maak, en jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is, soos 'n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie. En die wat uit jou voorkom sal die ou puinhope bou, die fondamente van vorige geslagte sal jy oprig, en jy sal genoem word herbouer van gebreekte mure, hersteller van paaie en bewoonbaar te maak. Maar, nou is die tweede ene. Dit gaan saam met vas. As jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op die heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlusting noem en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid soek vir sake soek of ydelle taal spreek nie, beloning, dan sal jy jou verlustig in die Here, en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, wat die mond van die Here het dit gespreek. Die stuk is hard. Dit help nie jy vas en daar is nie sorg vir jou naaste nie. Dit help nie jy vas net vir jou eie dinge en jou hand is toe nie. Dit help nie jy vas en jy ontheilig die Sabbat deur dinge te gaan koop op die 7de dag nie, dan vas jy verniet. Maar as jy doen volgens die woord, volgens hoe Joshua en Jesaja ons leer, dan sal Vader hierdie belonings vir jou gee. Ons is te geneig om te kyk na me, myself en I. Jesaja kom leer ons anderste, Joshua leer ons anderste. So Boeta en sis, al voordat jy begin vas, was jou gesig, maak seker ons nie onbeleide sondes in jou lewe nie, vra vir Ruach om dit te wys. As daar is, maak dit reg vir Vader Jahwe. Dan salf jou hoof. Salf jou hoof. Verklaar in die geestelike riem deur die bloed van Yeshua. En dan vas jy. Maar voor jy dit nog doen, begin om ander mense bo jou te stel. Doen wat Yeshua gedoen het. Gaan help die arme, gaan help die honger ene, gaan bid vir daai persoon. Maak disippels van die nasies. En dan kom jy en jy vas en dan kom jy saai en leer nog ekstra, hou die Sabbat heilig. Dan sal al hierdie dinge vir jou gegee word. Dit werk alles saam. So ja. Ek keer Abba vir dit en mag Abba ons net leer. Ja, amen. Kom ons sluit ons hoofde. Vader Jahwe, dankie vir hierdie wonderlike tyd wat ons in die huis kon gehad het, ons by voete kon sit, Vader Jahwe. Abba, dankie dat U ons kom leer in die woord. Abba, vergewe ons vir die kere wat ons net ingegaan het en net hierdie vas begin doen het, Vader, en verwag het, maar Abba, ek deny nou myself mos nou hierso en ek verwag nou, U moet my help, want ek het mos nou gedoen wat die woord sê. Vader, dankie dat U ons kom leer van my kind, maar Yeshua, my seun, kom wys jou hoe doen. My Ruach is in jou hart en hy gaan jou leer. En dis hoe jy dit moet doen. Ek het my profete gestuur om vir jou te kom wys, om te kan leer. Vader, dankie dat ons kan kom en ons kan die prys is betaal en Yeshua het gesterwe daarvoor en hy het gesê, nik maar, het is finished. Het is klaar, Boeta en Sissa, jou sonde is klaar betaal en Vader, ek bid vandag dat U deur U Ruach sal wys as daar nog enige onbekeerde sonde in ons lewe is. Dat ons sal was met die waterbad van die woord, Vader. En dat Yeshua sal skoon was deur sy bloed en dat dit vergewe sal word en dat dankie dat U sê U sal nooit weer dink aan daai sonde wat ons voor U bely nie. Vader, ons bid vir genade, Vader. Ons bid vir genade, Abba, dat U daai loon, dat U sal genadig wees met daai loon, Vader. Maar Vader, wanneer daai loon is, Abba, dankie dat U nie dit altyd teen ons hou nie. Dat U die loon gee, Vader, en dan is dit klaar soos dit klaar.
Dis nikmar. En Vader, dankie dat ons kan opstaan en ons kan salf Abba en as gesalfde koningskinders van U deur Yeshua en ons kan net aangaan. Ons kan vir ons nuwe klere aantrek en ons kan gaan eet. Maar broer en suster, as jy vergewe is en daai loon is weg en jy skoon vir Vader Jahwe en jy het gevas en jy het gebid en jy het reggemaak vir Vader Jahwe, jy sê gaan Dawid en hy begin brood eet. Broer en suster, as jy vergewe is en jy is skoon en jy is gesalf en jy het jou klere aangetrek, gaan eet brood, gaan eet die woord. Gaan eet daai woord dat jy kan leer wat sonde is. Dat jy nie hoef terug te gaan weer daartoe nie. Yeshua is die brood, hy is daai manna vir jou. En bly daai brood eet. Abba, dankie Vader vir U genade. Dankie Vader, dat U ons so lief het, dat U U seun gestuur het, dat ons vergewe kan word. Abba, ek bid vandag Vader vir oop hande. Vader, dat ons hande nie sal toewees om die armes te help nie. Om te gaan bid vir die sieke nie. Om hande op te lê, maar ook te salf in Yeshua se naam. En hulle te leer van broer en suster, maar glo daarin. En kom sonde vry, want dis baie keer jou sonde wat maak dat jy daai siekte het. Maar vergewe vir die tye wat ons dalk hierdie siekte aangekleef het, sodat ons by ander mense hierdie simpatie kan kry. Vergewe ons daarvoor, Abba. Dankie dat U ons leer in U woord, ons prys U naam daarvoor. Mag ons soos daai man wat daar so by die bad van Bethesda gelê het, van Yeshua, as U sê jy's genees. Yeshua, as U praat sê, moet ons as jy's genees, mag ons bed optel en stap en loop. Mag ons daai geloof hê. Leer ons daai geloof, Vader. Want U sê in Markus dat if you believe it, you will receive it. As daai geloof. Dankie, Vader. Abba, dankie dat U ons so lief het, Abba, dat U ons hierdie seën het, Abba, en ons ontvang het nou vandag, hierdie seën wat U vir ons het, deur Yeshua, wat ons 'n weg kom maak, terug na U toe. Moet ons ontvang nou hierdie seën wat Vader vir U het. Ja, Varecha Adonai Vishmarecha. Ja, Adonai Panavlecha Vechuneka. Yesa Adonai Panavlecha Vyasimlecha Shalom. Moet ons Abba sê, hy sal jou seën. Abba sê, hy sal jou bewaar, hy sê, sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, maar ken hom en wees lief vir hom. Abba sê, hy sal jou genees, deur die bloed van Yeshua wat dit betaal het. Glo dit net, en hou op Sondag. Vader Jahwe sê, hy sal sy aangesig oor jou verhef. Hy sal na jou kyk. Hy sê, ek sal jou nooit los nie. I will never leave you, I will never forsake you, sê hy. Hy sal jou altyd vashou, want hy is lief vir jou. En Vader, ek bid dat U, dankie vir die seëning dat U gee, dat U sal die aangesig oor ons laat skyn. Mag ons skyn as hierdie ligdraers van U naam hier buitekant. En Abba sê vandag vir jou broer en suster, hy sal jou seën met hierdie Shalom vrede. Ontvang nou hierdie vrede wat hy vir jou het. By jou huis, by jou werk, oralste waar jy gaan, jou in en jou uit, ontvang sy Shalom. Dankie daarvoor, Abba. Ons ontvang dit nou alles deur die werking van die Ruach HaKodesh. En deur die naam ons koning en ons hoëpriester, U seun, die seun van Jahwe, Yeshua Mashiach se naam. Amen. Amen. Dankie julle. Like asseblief ons video, subscribe asseblief ons kanaal en stuur dit vir jou vriende.